Kan El Niño reën bring in die tweede deel van Januarie? Welkom terug by hierdie week se Standard Bank Landbou weervooruitsig. Johan kyk hierdie week weer na die jongste weervooruitsigte. Temperature herstel, maar daar is nog koue op pad vir die suidelike dele van die land. Min reën word nou verwag vir die volgende week of twee vir bykans die hele land met El Niño wat baie vinnig ontwikkel en moontlik teen Desember 'n piek kan bereik. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se episode wat met trots aan jou gebring word deur Standard Bank, Syngenta en Komdi Graanbemarking. Voor ons begin wil ons net dankie sê. Julle het AMT gebou tot waar dit vandag is met meer as 1.3 miljoen kyke net oor die afgelope maand. Elke kyk, elke deel en elke kommentaar maak 'n verskil. Daarom wil ons opreg dankie sê. Sonder julle sou dit nie moontlik gewees het nie. As jy meer van hierdie video's wil sien, volg ons ook waar ook al jy dit kyk. Goeiedag. Ek het nogal 'n interessante kaart die afgelope week gesien. Die laaste 6 maande se reën vir Suid-Afrika millimeters. En die blou gedeeltes is onder 300 mm en dan die ligroom gedeeltes in die bruin is meer as 300 mm. En baie interessant, as ons kyk na die Noord-Kaapse reën, het dit die meeste reën gehad. Die Oos-Kaap, Noord-Kaap tuinroete kan ons sien het tussen 300 en 500 mm. En natuurlik met die oorstromings wat ons gekry het in die tuinroete, meer as 500 mm. In die Wes-Kaap is daar so 'n paar kolletjies wat ons kan sien wat ook baie reën gehad het met die vloede hier in Mei maand. Maar die Noord-Kaap, die hoogste reënval op rekord vir hierdie afgelope jaar, van Julie verlede jaar tot Junie vanjaar. Ons het hierdie afgelope week nou lekker koue gehad, dit begin weer bietjie herstel, maar daar is nog koue fronte wat op pad is. Ons sien hier rondom 22 Augustus, koue front wat hier by die Kaap uitkom, maar is 'n swak frontale stelsel en hy gaan maar hoofsaaklik verby die Kaap glip. Daar kan dalk 'n millimeter of 2 reën voorkom in die Kaap, maar nie veel nie. Maar daar gaan weer koue lug ingevoer word, soos ons kan sien hier uit die suidweste, en dan die maksimum temperature vir 23 Augustus, die groen gedeeltes, ons kan hom sien die hele suidelike, suidoostelike dele van die land, en dan Drakensberge en amper op oor Mpumalanga se oostelike gedeeltes, waar die maksimum temperature onder 20 en party gedeeltes in Lesotho hier onder 10 grade kan wees. Verder noordwaarts, lekker warm. Ons sien van 20 tot iets in die 30 grade. Ons sien veral Namibië se westelike dele, wat sommer baie warm gaan wees. Die minimum temperature gaan ook effens daal, so die nagte gaan nog kouerig bly. Die blou gedeeltes is waar die verwagte minimum temperature onder 0 grade gaan wees, waar ryp kan voorkom. So ons kan sien hoofsaaklik maar kolletjies in die suidelike dele van die Noord-Kaap, Oos-Kaap, Lesotho, en dan hierdie sentrale en dan noordwestelike dele van die Vrystaat, van Welkom, Botawil, die gedeeltes waar daar ligte ryp kan voorkom. So die nagtemperature nog hoofsaaklik onder 10 grade, verder noordwaarts Limpopo kan ons sien word dit sommer lekker warm, bokant 14, 15, 16 grade. As ons na El Niño kyk, ons praat nou elke week daaroor, maar dit is wat tans gebeur, dat dit baie vinnig ontwikkel. En hier is die afgelope 4 weke se seetemperature afwyking vanaf gemiddeld. So aan die regterkant, as ons sommer na die boonsteen kyk, 22 Julie, regs is die noordelike dele van Suid-Amerika en dan die noordelike dele van Australië links. En as ons na die intensiteit van die rooi of bruin kyk, kan ons sien hoe dit toegeneem van 22 Julie, 29 Julie, 5 Augustus en dan 12 Augustus, sommer baie sterk. So in 'n kwessie van 3 weke
het hierdie ontwikkeling baie versterk. En is die see-temperature in die meeste van die Nino gebiede, behalwe die een naaste in Australië, is al El Nino neigend of eintlik sterk El Nino neigend. Hierdie is die waarskynlikheid om verskillende intensiteite van El Ninos te kry. So die breingedeeltes sê vir ons dit is wanneer of super El Nino of meer as 2 grade Celsius warmer is normaal. So ons kan sien ons is amper op 100% al hier van September, Oktober, November, die onderkant SON. Wat belangrik is om te kyk wanneer daar moontlike draaipunt gaan begin kom. En ons kan sien dat die sterkste intensiteit is rondom Oktober, November, Desember. Nog baie sterk November, Desember, Januarie, maar dit lyk tog of dit begin terugtrek. Nog steeds baie sterk tot Februarie, Maart, April, maar dit word 'n bietjie swakker. En dit kan dalk 'n bietjie vir ons of 'n stimulus wees vir meer reën. Maar ons moet sien hoe loop die seisoen. Die volgende 3 maande, September, Oktober, November, se voorspelling. Ons kan sien dat die grootste deel van die land, maar bruin ondergemiddeld. Maar dan is hier 'n deel veral oor die Noord-Kaap en dele van die Suid-Kaap wat neig na normaal gemiddeld of dalk 'n bietjie bo normaal die groen gedeeltes. So dit lyk tog of daar nog 'n bietjie reën kan voorkom hier na die westelike dele van die land. Baie boere twyfel wanneer om te plant met 'n El Nino jaar. En hier het ek 3 sterk El Nino jare en hierdie was vir die Ottosdal omgewing wat ek het gedoen het. Gaan kyk die reënval. Hierdie is 'n 10 dae lopende reënval totaal millimeter. Wanneer het dit 'n piek bereik? En in die 3 jare is 1997, 98. Dis die blou stafies. 2015, 16 is die bruin lyn en 2023, 24 is die blou. En is interessant dat daar 'n redelike piek is hier rondom Januarie. Is nie presies dieselfde nie, maar rondom Januarie lyk dit asof daar in die laaste 3 sterk El Ninos tog 'n klompie reën voorgekom het. Dit kan skuif, so wat ons ook voorsien daardie tyd is baie warm toestande hier so van einde November tot middel Januarie. So as ons te vroeë aanplantings het, kan ons dalk in daai baie warm periode en nog voordat die reën voorkom, dat ons grane gaan blom of in 'n sensitiewe stadium is. So ons het baie grondvog, so dit dra ons ver, maar dit lyk op hierdie stadium of die normale plantdatums, veral vir die westelike dele, soos die voorbeeld hier, dalk die beste kan wees. Opsommend, temperature herstel, maar daar is nog koue op pad, veral vir die suidelike dele van die land. Noordwaarts verwag ons nie verdere ryp nie. Min reën vir die volgende ten minste 2 weke, maar daar kan dalk oor die westelike dele oor die langer termyn bietjie meer reën voorkom. El Nino ontwikkel baie vinnig, maar dit behoort eers hier November, Desember 'n piek te bereik. En tydens sterk El Nino verskynsels is die beste kans vir reën vir die somergraangebiede en veral die westelike dele so in die tweede deel van Januarie. So mooi loop. Powerful weed control just became more flexible. K-Mix enhanced. Your new 1-can pre-emergence herbicide for maize. Baie dankie Johan. Hierdie episode was moontlik gemaak deur Standard Bank, Syngenta en Komdi Graanbemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.